Ons begin daar met hoofstuk 30. Hy sê die woord wat van Jahwe tot Jeremia gekom het. Hier kom die woord van Vader tot Jeremia, en Jeremia het juis met baie ander profete te doen gekry. Hulle het hom geslaan, hulle het hom fisies met die vuis in die gesig geslaan, omdat hy nie saamgestem het met wat hy sê nie. Hy het nie verander nie. Hy het nie gesê, nee, dan gaan ek maar saam met jou gaan eet. Ek hoor, God het dit vir my gesê, maar hy het deur jou iets anders gesê. Jeremia het dit nie gedoen nie. Hulle het hom in die put gegooi, hy put het nie water in gehad nie, maar hy was ek nie droog nie, hy was vol modder. En die stad was beleer. Dit beteken nie, Babyloniërs was buitekant, hulle het die stad beleer, daar was nie meer kos in die stad nie. Daar was nie meer water nie. En hier beland hy in die put. Hy is so seker dood gegaan het. Maar hy verander nie, want 30 vers 1 sê, die woord van Jahwe het tot Jeremia gekom. Hoe kom die woord tot ons? Ons gaan dit nou hier lees. Dit het tot hom gekom, en hy het dit neergeskryf, en ons kan dit sien. En dit kom tot ons ore. En wat doen ons daarmee? Vader sê, ons moet sy woord bewaar. Voorbeeld wat Stefan gebruik het van daai profeet, hy het nie die woord bewaar nie. Bietjie agtergrond van daai profeet is, hy het van Juda afgekom. Dis net nadat die ryk geskeur het, in 2 dele. Noordelike 10 stamme en 'n suidelike 2 stamme. En die koning in die noorde was Jerobeam. En hy het gesê, as hierdie volk terug gaan Jerusalem toe om te gaan offer, dan gaan hulle terug na hulle koning toe gaan. En ek gaan my koninkryk vloer. Ek gaan laat hulle sommer hier offer. En hy bou 'n altaar in Samaria. En dis juist wat gebeur het, dit is die inwyding van hy altaar. En hy gaan staan op die altaar en hy raak vreeslik spraaksaam. En hy sê vir die volk, julle hoef nie Jerusalem toe gaan nie, julle kan hier aanbid. En hy het 2 kalwers gebou en gesê, daar is die God wat julle uit Egipte land uitgelei het. Aanbid hierso. En toe kom hierdie profeet uit Jerusalem daaraan. En hy sê vir hom, waarmee is hy besig? Want Vader het hom gestuur. En Jerobeam skreeu vir sy soldate, vang hom, en hy wys, vang hom, sy uitgestrekte arm, en daar word sy armstok styf. Hy bly so staan. En toe sien hy, hier's 'n profeet. En hy smeek toe sy lewe. En sy arm kom weer reg. En hierdie profeet van Jerusalem af, van Juda, doen presies wat Vader hom gesê het. Hy gaan dra die boodskap oor, hy is onverskrokke. Ek meen, hierdie koning kan hom doodgemaak het. En toe hy teruggaan, toe het hierdie profeet uit Israel uit die 10 stamme uit, om tegemoet gegaan. Nou, ek weet nie wat sy motief nie, dalk was hy jaloers, dat hy gedink het, ek moet Vader my nie gebruik. Hoekom stuur hy uit Juda uit, as ek in Israel is? Dalk was sy motief, ek weet nie. En hy gaan beïnvloed hierdie absolute, opregte, getroue, bereid om te sterf profeet. Hy vang hom vir 'n sakker. En ons word gevang vir sakkers. Ons moet sy woord bewaar. Hy profeet het nie sy woord bewaar en sy lewe betaal. As ons nie Vader se woord bewaar nie, sal ons ons lewe betaal.